Wel, liewe kyker, baie welkom by nog so 25 minute sessie, waarin ons gaan kyk na die woord. Ons gaan kyk wat sê God oor hierdie sake. Jy weet, as ek my eie opinie gee, is dit maar Piet Eys wat dit sê. Maar as ek vir u lees, hier in Jakobus, wil ek vir u lees, hoe werk dit? Hoe het u en ek in hierdie lewe, hoe het ons ontwikkel? Van kleins af, van ons geboorte af, het ons ontwikkel. Ek wil u wys hier so, hy sê, laat niemand, as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar, en dit is wat ek u wil nou wys, ek wil u wys, hoe dit gewerk. Van kleins af het jy sekere opinies gekry, mense het sekere dinge oor jy gepraat, hulle het sekere dinge oor jy gesê, en jy het 'n opinie oor jouself gevorm ook, deur wat jy gesien het, miskien televisie, miskien die tegnologie, nou sê hy, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En dit is wat met ons gebeur het. Ons is weggelok. Hy sê, ons is weggesleep en verlok. Vers 15, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Kan jy die groeiproses sien? Nou ek en u het al twee op 'n sekere manier gegroei. Ons het op sekere plek gegee aan hierdie sonde. En dit het die dood voortgebring. Die dood van miskien jou verhouding met jou vrou. Die dood van jou verhouding met jou kinders. Die verhouding met u familielede is beskadig deur die dood. Dit het die dood voortgebring. Sonde het die dood voortgebring. En ons almal het verskillende vlakke van hierdie dood in ons lewens gekry. Nou kom ek wys vir u hier op die bord. Ek gaan vir u wys en ek wil graag hê u moet duidelik sien hoe dit gewerk het. Nou, u is volgens 1 Tessalonisense 5 vers 23 is u 'n gees met 'n siel en met 'n liggaam. Dit is wie u is. Nou, ek teken dit maar rond. Party van ons is meer rond as ander, maar jou gees hierso. Hierdie gees, hierdie verhouding met God is verbreek deur sonde. Romeine 5 vers 12. Romeine 5 vers 12 sê sonde het ingekom en deur die sonde die dood. En hierdie dood het tot ons almal deurgedring. Nou, hierdie dood, kom ek noem dit die gif. Hierdie gif, hierdie verkeerdheid, hierdie neiging na die verkeerde het deurgedring na ons siele. En ons siel is ons intellek, ons emosie en ons wil. En die gif het deurgedring na ons liggaam toe. In u geval het hierdie gif deurgedring hiernatoe en my liggaam, my gees, die gif wat hier binne was, het ook deurgedring na my toe. En die dood het deurgedring na my siel en my liggaam toe. Hier het ek eers gesterf en daai dood het deurgedring. En nou sê die Bybel in Romeine 3 vers 23, ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou wat is die groot probleem? Dis hierdie gif. Hierdie gif moet uitgehaal word. Hierdie ou gees moet uitgehaal word. 'n Nuwe gees moet aan ons gegee word. Nou in Esegiel 36 vers 26 sê dit, dat hy sal vir ons 'n nuwe hart gee
en 'n nuwe gees in ons binneste gee. Nou kom ek vee dit uit. Nou, hoe word dit uitgevee? Deur God self. Hy kom en hy plaas in ons 'n nuwe gees. En kom ons noem dit die medisyne. 'n nuwe gees. 'n nuwe gees. Hierdie nuwe gees, of hierdie medisyne, of hierdie nuwe mens, het die potensiaal om in my siel in te werk en vir my selfbeheersing te gee. In my siel in te werk en vir my liefde te laat wys. In my liggaam begin hierdie medisyne ook te werk en genesing vind plaas in my liggaam. Dis min of meer hoe dit werk. Jy sien, Jesus het gesê, 'n mens moet weer gebore word. Daardie ou hart is uitgehaal deur die kruis. Deur die kruis, dat iets gebeur aan die kruis. Romeine 6 vers 6. U ou mens, is gekruisig saam met Jesus Christus. Liewe kyker, dit is goeie nuus, dat dit wat u binne in u hart is, in hierdie nuwe hart, hierdie nuwe gees, is deur God gedoen. Dit kan nie verander word nie. Dit bly vas. U is byvoorbeeld regverdig verklaar deur Jesus Christus. Ai, liewe kyker, hierdie is die goeie nuus dat ek, my ou mens, is volgens Romeine 6 vers 6 gekruisig aan die kruis. In Johannes 3 sê dit dat net soos Moses die slang in die woestyn opgelig het, net so moet die seun van die mens ook op 'n paal opgerig word. Ek teken dit so. Hy word vergelyk met die slang wat Moses in die woestyn opgelig het. Net so is Jesus opgelig. Met u sonde, S vir sonde, S vir slang, net so het Jesus aan die kruis gesterf vir u en vir my. Hy het die prys betaal, sodat ek en u kan sê, ons is volkome geheilig deur die medisyne. Die medisyne is God se bloed. Deur sy bloed, Jesus se bloed. Johannes 1 vers 29 sê Johannes, kyk, die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Liewe kyker, hoe het hierdie gif versprei? Jakobus vertel ons, en dit het ek vir julle gelees, ons is verlok en verlei. Wie was dit wat ons verlok en verlei het? Dis hierdie dood wat in ons was. Kom ek teken dit weer hier. Ons was dood deur ons misdade en ons sondes. Ons siel en ons liggame het daaronder gelei. Ons het hierdie valshede gehoor. Van wie? Van die duiwel? Ja? Van die duiwel? Van bose geeste? Van invloede? Onthou 1 Johannes 5 sê, die hele wêreldse stelsel lê in die mag van die bose. En dit is wat hier gebeur het. Toe het daardie dood in ons begin werk, en dit het siekte veroorsaak, dit het armoede veroorsaak, maar ons sien dit. Jesus in Lukas 4 kom en hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Ons was arm, nou moet die evangelie na ons toe kom. Hy sê, om die verbryseldes van hart te genees. Hierdie dood het ons harte verbrysel. Ons het seer, ons voel verwerp, ons voel ons is niks werd nie, ons voel ons het nie 'n hoop nie. En wie doen dit? Die duiwel. Johannes 8 vers 44 sê, die duiwel is die vader van alle leuns. In Johannes 10 vers 10 sê dit, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Nou hierdie dood
het deurgedring na ons toe. Ons het begin steel. Ons het begin leuns vertel. Party van ons was beter leenaars as ander, want ons het gouer miskien geleer hoe om te lieg, hoe om verleiding te bring. Ons is verlok. Liefde vir geld, die wortel van alle kwaad. Ons het gedink om gou ryk te word, kan ek oneerlik wees, kan ek onder die tafel deur sekere dinge doen. Nou hierdie kruise, hierdie slegte goed in my lewe, toe ek wedergebore raak, omdat ek Jesus aanvaar het, die dood, Jesus het my dood gedra aan die kruis. Nou is ek hierdie nuwe mens. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek en u is nuwe skepsels, nuut gemaak. Maar as ons na ons liggame kyk, dan sien ons, maar ek wonder of dit, nee, ek is nie nuut nie. As ons na ons optrede kyk, sien ek, maar ek verloor nog steeds my meer. Ek verstaan nie. God sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Nou, liewe kyker, wat het nuut geword? Hoe werk dit? Hierdie wedergeboorte het plaasgevind van God wat Gees is. Het my wederbaar, wat uit hom gebore is Gees. Johannes 3 vers 6. Wat uit die vlees gebore is vlees, wat uit die Gees gebore is Gees. Nou sê Johannes 4 vers 24, God is Gees. Jy sien? Hierdie is 'n wonderlike evangelie. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus is, dat u, alles wat u kan kry van God af, verniet is. U hoef nie te werk nie. Ek hoef nie te werk nie. Ons ontvang dit van hom af. Ons ontvang van hom af die ewige lewe, wat uit die Gees gebore is, uit God, is Gees. So, die deel wat wedergebore is my gees. Maar ek is nie net gees nie, ek is ook siel, ek is ook liggaam. En nou gaan ek daarby aangaan, en ek wil nou hierso vir u 'n klompie skrifte gee, en u kan self daarna gaan kyk. Ek gaan nou vir u wys in die woord, hoe werk hierdie groeiproses. As u saam met my kyk na 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus 2. En ek wil vir u daar wys, hoe werk dit nou? Hierdie gif het versprei, maar nou is u 'n Christen. U is 'n nuwe mens in Christus. En daarom, omdat ons nuwe mense is, sê hy in 1 Petrus 2, hy praat met Christene, hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Luister net, die boosheid, bedrog, geveinsdheid, afguns, kwaadpratery. So as jy na daardie bord kyk, daardie kruise, stel voor, afguns, hy sê hierso, bedrog, geveinsdheid, en alle kwaadpratery. Liewe kyker, in u lewe, sit u dalk nog met hierdie probleem van kwaadpratery. U sit dalk nog met hierdie probleem, en dis hoekom hy dit noem, hy praat met Christene, hy sê, afguns, u sit dalk met afguns, boosheid, bedrog, is dit dalk in die lewe? Nou, wat is die goeie nuus? Liewe kyker, die goeie nuus is, dat ek en u duidelik kan verander. Liewe kyker, dit is die wonder van die evangelie. Die evangelie is die medisyne, sodat net soos ek en u toegegee het aan sonde, toegegee het aan bedrog, aan verlokking, hy het ons verlok, hierdie vyand,
Net so het ons nou 'n nuwe gees en ons kan toegee aan die medisyne. Ons kan dit vat en hoe meer ons dit vat, hoe meer werk dit genesing in ons siel en in ons liggaam. Nou kyk nou hier, hy sê, en verlang sterk, soos pasgebore kinders, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Goed, ek en u moet die woord ontvang. Nou, watter woord moet ons ontvang? Ons moet die woord ontvang van die evangelie, want die woord van die kruis is die krag van God. O, liewe kyker, dit is so belangrik om dit te besef, dat u is nie so gemaak en so laat staan nie. God het u nie kom red, deur dit te doen aan die kruis, en nou moet u maar vasbyt, want eendag gaan u in die hemel wees. Nee. Hy het 'n werk in u kom doen, dat u 'n kind van God genoem mag word. In 1 Johannes sê dit duidelik, ons is nou kinders van God. Ons weet nie wat ons sal wees nie, maar ons weet, nou is ons kinders van die lewende God. Ai, liewe kyker, hierdie is belangrik om te verstaan, dat ek en u kan nou groei. Dit beteken, dat die vrug van die Gees al hoe meer deur ons lewens sigbaar kan word. Deur ons lewens kan die vrug van die Gees, vriendelikheid, al hoe meer gewys word, deur u. Mense sê dalk, ag, hy's 'n ou knorpot. Ag, hy kla altyd. Weet jy, as jy by hom kom, hy skinder altyd. Hy sê hy's 'n Christen, maar ek weet nie, hy skinder. Jy sien, liewe kyker, as u daai een is wat skinder, dit diskwalifiseer u nie van Christenskap nie. Want hier praat hy met Christene. Hy sê vir hulle, luister, lê dan af alle boosheid en afguns, bedrog en geveinsdheid. Dis wat hy sê, hulle moet af lê. Hoe lê hulle dit af? Deur die onvervalste melk van die woord te ontvang. Die woord wat jou vertel wat Jesus gedoen het. As jy kan agterkom, maar dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het vir my 'n nuwe lewe kom gee. Ai, liewe kyker, u weet, ek kyk net hier want ek moet die tyd op. Hy sê, God sê, u en ek is sy tempel. Hy bly in ons. Hy is in u. Op hierdie oomblik is hy in u, omdat u Jesus aanvaar het as u verlosser. Dan wil hy vir ons sê, ek wil hê dat julle krag moet ontvang, deur die doping met die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees op julle kom, oor julle kom. God wil hê, dat u sal weet, ek is 'n kind van God. Hoe weet u dit? Romeine 8. Dis God se Gees, wat saam met u gees getuig, dat u 'n kind van God is. Wonderlik, nee. Nou as u daardie oortuiging het, u is sy kind, wil ek vir u vra, is u gedoop met die Heilige Gees? Wat is dit? Matteus 3 vers 11. Jesus is die doper met die Heilige Gees. Liewe kyker, dis wat God wil doen vir u. Hy los u nie as 'n weeskind nie. Johannes 16 sê, hy los ons nie so nie. Johannes 14 sê hy, die Heilige Gees is nou by julle, maar hy sal in julle wees. Ek en u. Die Heilige Gees was altyd daar by ons, maar nou is hy in ons. In Romeine 5 vers 5 sê hy, die liefde is in u hart uitgestort deur die Heilige Gees wat u ontvang het. Ja, die Heilige Gees het u die wedergeboorte gegee as 'n geskenk. Dis verniet. Liewe kyker, hierdie medisyne wat hy vir ons gegee het, kan maak dat ons groei.
Soos ek gesê het, die vrug van die Gees gaan al hoe meer sigbaar word in u lewe. Die vrug van lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, selfbeheersing. U gaan sien, selfbeheersing begin kom. Dis 'n vrug wat u gaan dra. Hoe? Deurdat u al hoe meer hierdie woord van God ontvang. Onthou, die woord is saad. U ontvang die saad en saad groei. 1 Korintiërs 3 sê Paulus, deur die Heilige Gees geïnspireer, hy sê God laat die saad groei. En dit wil ek vir u sê, hierdie saad groei in u lewe. Ai, liewe kyker. Ai, ek lees vir u nou in 1 Petrus 2 het ek gelees, maar nou wil ek in Jakobus vir u lees. Jakobus 1. Nou Jakobus sê dieselfde tipe ding. Hoekom? Want dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees leer ons en lei ons in die volle waarheid. En hy wil vir u wys, hoe werk dit? Sodat u nie moedeloos raak as u in die lewe boosheid sien. U sien, u vertel nog hier en daar 'n leuen. U sien 'n verkeerde woord, 'n woord van vloekery, 'n woord wat nie stig nie, kwaadpratery, kom uit die mond. Dan wil ek vir u sê, hou goeie moed, ontvang die medisyne, drink die medisyne, nou, hier waar u sit, drink die medisyne, wat sê, ek het jou 'n nuwe skepping gemaak. Jy's uit my gebore, sê God. Jy is my tempel, en die tempel is heilig. 1 Korintiërs 3 sê, u is die tempel van God, en u is heilig. Hy het u heilig verklaar. Kolossense 1, so mooi. Hy sê, is vlekkeloos en blaamloos voor God. Hierdie mense, wat Petrus van skryf, wat boosheid, leuns, kwaadpratery in hulle lewe het. Hierdie mense, my liewe kyker, is geheilig deur God. Hulle is nuwe skepings. En dit is wat God oor hulle sê. Ai, liewe kyker, hierdie is so wonderlik. Nou Jakobus 1, laat ek dit vir julle lees. Hy sê dieselfde ding. Hy sê in 1 vers 21, daarom dan, doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid. Jy sal vir my sê, ja, ek ken Christene wat so is, oorvloed van boosheid, maar hulle sê ons Christene. Weet jy hoekom? Is hy oorvloed van boosheid daar? Hulle lê dit nie af nie. Hulle weet dalk nie. Hulle weet nie hoe om vry te kom van hierdie verwerping nie. Hulle weet nie om genees te word deur hierdie hartseer nie. Nou het hulle aangepas by mense. Hulle begin sekere dinge doen, sekere dinge sê, en mense sê daar is hy nou weer, daai skinnerbek. Daar is hy sê hy's 'n Christen, hy skyn heilig man. Liewe kyker, as dit van u gesê word, ek wil hê jy moet goeie moed kry. Daar waar jy sit, kry goeie moed. Hoor wat sê hy? Hier is die medisyne. Hy sê, daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. So, wat moet ek en u ontvang, liewe kyker? Ons moet die ingeplante woord ontvang. Ek wil afsluit met hierdie skrif. Jy moet die ingeplante woord ontvang. Dis in u geplant, dis Christus in u. U is 'n nuwe mens in Christus, uit God gebore. Nou sê hy duidelik hierso, laat ek dit vir u lees, in Romeine 5 vers 17. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom. Maar dan sê hy, ek en u moet die oorvloed van genade ontvang en die gawe van geregtigheid. Dan sal ons heers in hierdie lewe. Hoe beter u hierdie gawe ontvang, hoe beter sal u heers in hierdie lewe. Ai, kom ons bid saam, liewe kyker. U moet mooi loop. Vader, dankie vir u wonderlike woord,
wat ons geheilig het. Dankie Jesus dat U in ons is. In elke kyker wat hulle lewens vir U gegee het. Dankie Jesus. Dankie vir die Heilige Gees wat hulle leer en lei en my leer en lei in die volle waarheid. In Jesus naam. Amen.